Ons familie wil ek vir baie dankie sê dat u die tyd uitgekoop het om vanoggend hulle te ondersteun en by hulle te staan. En vanoggend groet ons net vir eers en vir altyd nie. En vier ons ook die lewe van Marius Pretorius. En namens die gemeente en myself, Jacques, Bianca, Selena, kleinkinders, my enige meegevoel, simpatie. Maar ons weet waar julle op die nou is. Ons weet, is nou gesond. Dit gaan werkelijk baie goed met hom nou, as ons weet en lees wat die woord sê. Marius was 'n baie hardwerkende man gewees en het tot op die einde hard gewerk vir sy familie. Hy het dit nie altyd maklik gehad nie. Hy was ook nie perfect gewees nie. Niemand van ons is perfect nie. Maar hy was 'n hardwerkende man wat liefdes vir sy gesin. En ek gaan weer vra om saam met ons te staan en ons gaan hierdie diens open en die Here se teenwoordigheid hier vra. Saam met my. Halleluja. Vader, ons sê vir u uit ons hart uit. Baie dankie dat ons vanoggend die wonderlike geleentheid kan hê om hierdie lewe van Marius te kan herdenk en te kan vier. Met die wete en die oortuiging in ons hart dat hy is by u. Hy is verlos van hierdie lewensbestaan met al sy swaar kry en uitdagings. En hy is in die teenwoordigheid. Ons glo dit, ons vertrou dit en ons sien uit om ook daar te wees. Maar my gebed is nou vir ons hier wat die seer dra, want dit is nooit aangenaam om 'n geliefde aan die dood af te staan nie. Here, dat u ons sal vertroos en bemoedig deur u Heilige Gees wat genoem word ons trooster. En selfs op tye wanneer ons nie weet wat om te bid, sê die woord tree hy vir ons in met onuitspreeklike sigtinge ooreenkomstig die wil. En ek dink geleenthede soos hierdie is altyd tye wat ons nie altyd weet wat om te bid nie, maar ons het die Heilige Gees wat vir ons intree. Daarom vra ek u soete kalm teenwoordigheid nou in hierdie spesiale lewensviering erediens van Marius Pretorius. Here, dat u teenwoordigheid hier sal wees en u ons vrede en kalmte gee. In Jesus naam. Amen. Terwyl die staan gaan ons dan ook ons eerste sin die Onse Vader, ons nou uit ons saam met ons te sien, die woorde is op die skerm. Vader, wat woord in die
weer die mense staan. Hoe kan ek sy plekke neem? Soos ek reeds gesê het, genoem het, Marius, hardwerkende man gewees. Nie 'n volmaakte man nie, niemand van ons is volmaak, nie is ek myself nie. Niemand van ons is volmaak nie, maar hy was 'n goeie man. Mens, 'n goeie man gewees wat vir sy gesin gegee het, en alles kon doen wat hy denkbaar moontlik kon doen vir sy gesin. Marius 'n gunsteling gedeelte in die woord natuurlik as Psalm 23, 'n baie bekende gedeelte. Vanweer die feit dat dit sy gunsteling skrifgedeelte of hoofstuk in die Bybel was, en ek so 'n bietjie daaruit aanhaal. En u ken dit tog baie goed. En ek gaan vra om saam met ons te lees. Ek gaan nie 'n lang gedagte met u deel nie, maar dit is belangrik dat ek ook met u hart te praat. Ek is oortuig in my hart dat Marius is in die teenwoordigheid van God. Ek is oortuig, maar ek wil ook graag geleentheid hê om met jou te praat. Om jou oortuiging in jou hart te gee, dat jy vrede as dit kom by die aspek van die dood. En die dood is nie iets waaroor ons wil gesels nie. Dis nie 'n gesprek wat om 'n braaivleisvuur gepraat word die dood nie. Mense vermy dit, want mense is angstig oor die dood, onseker en selfs bang. Maar die psalmdigter sê hier in vers 4 van Psalm 23, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, en hy het in 'n dal van doodskaduwee gegaan. En elkeen van ons gaan ook daai dal met die naam doodskaduwee ontmoet. Van die woord sê ons almal is bestem om eenmaal te sterwe. Dis ons almal is bestem om eenmaal te sterwe. Dan sê hy, Jesus het ook eenmaal gesterwe, maar opgestaan. Maar ons almal is bestem om hierdie doodsvallei, of hierdie dal van dood tegemoet te gaan. David was ook, maar hy maak tog 'n stelling, hy sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees. Die dal van doodskaduwee kan vir sommiges 'n onheil wees, wat hulle vrees. En ek wil vanoggend met jou iets deel, wat ek glo jou hart, want jou het gaan iets anders oor die dood te laat dink. As ek die dood vrees, beteken dit die dood is vir my 'n onheil. Die mens wat die dood vrees, moet homself vra, waarmee is hy besig? Dan is hy besig met onheil. As ek die dood vrees, dit is vir my 'n onheil, dan moet ek vir myself vra, hoe kan ek uit daardie onheil kom en daai vrees oorwin, dat ek nie bang is vir die dood nie. En die geheim is, die stelling wat Dawid hier maak, hy sê, die Here is my herder. Daarom sal ek nie doodskaduwee vrees nie, want U, my herder, is met my, die stok en die staf die vertroos my. Hy sê die Here is my herder, ek kom niks voor nie. Die Here is, hy maak die Here sy herder. Wie is die herder? Jesus gesê in Johannes 10 vers 1, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. So Dawid het vir Jesus sy herder genoem. En Jackie kan my vra en sê, André, Dawid het in die Ou Testament geleef, hy nie Jesus ontmoet nie. Wacht net 'n bietjie. Jesus word al genoem in die Ou Testament, waar daar gesê word, wie ken die naam van die Seun van God? En Jesus self het vir die Fariseërs en die skrifkenners gesê, toe hulle daar toe kom en sê, Jesus, Seun van Dawid. Toe sê Jesus self vir die Fariseërs, hoekom noem julle my Seun van Dawid, as Dawid my dan Here genoem het? Toe hy gesê, die Here het vir my Here gesê, kom sit aan my regterhand. Jesus met sy eie mond sê, dat Dawid het my Here genoem. En ek wil glo, ek wil glo, dit was die oomblik ook gewees toe hy hierdie Psalm geskryf het. Die Here, Jesus, is my herder. My goeie herder. In die gees, of dit in die gees was, en of dit fisies was, die weet ons nie. Maar ons weet wel, dat Dawid met Jesus Here genoem. En hy is die goeie herder, wat sy lewe afgelê het aan die kruishout van Golgotha, vir my en jou, sodat wanneer ons daai dal van doodskaduwee tegemoet gaan, wat ons elke een gaan, niemand is vrygeskel daarvan. En as die dood vir my 'n onheil is, boos aanjaende ding is, dan moet ek kom by die herder, want ek hoef nie die dood te vrees nie,
Want Jesus het die dood oorwin, sê in Korintiërs 15 vanaf vers 55 en lees saam met my. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat hy ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Die goeie herder wat sy lewe afgelê het vir die skape. Die oorwinning oor die dood is in hom. Hy sê, dood, waar is jou angel? Nou ek gebruik by elke roudiens, elke roudiens, elke begrafnis verwys ek na hierdie gedeelte met die volgende vergelyking. En ek gaan dit weer doen. En ek gaan vir jou persepsie gee, dat jy vir die dood te vrees. Hy sê, dood, waar is jou angel? Jesus het die angel van die dood verwyder, want hy het die wet vervul. Hoekom is ek en jy bang vir 'n perdeby? Ek weet nie van jou nie, maar ek vrees 'n perdeby groot. As 'n perdeby in 'n vertrek in 'n vlieg waar ek is, dan stap ek uit. Weet jy, groot perdeby jaag met die lang bene. Hy vlieg so met 'n houder, hy kom so in. Hoekom is ek bang vir? Ek is bang vir, ek herken dit. Is hier dan nog iemand wat bang is vir so 'n perdeby? Of is ek nie die enigste is? Ek en jaag ek nie. Kom ons veronderstel dat daardie perdeby was nooit gemaak met 'n angel. Hy het nie angel gehad nie. Dan het ons hom dalk nie gevrees. Dan het ons dalk hom gevang, sodat jy skoenlappers sal vang. Ek sal dalk. Maar ons vrees hom nie om die wyse hoe hy vlieg, of die klank wat hy maak as hy verby jou kom. En of hy jou so uitkyk van 'n hoek af en sê, "Wil gaan jy iets aan my doen?" Dis nie wat ons vrees. Ons vrees daai een klein woordjie angel. As hy nie angel gehad het, het ons nie gevrees nie. Jesus, die goeie herder, het die angel van die dood weggeneem toe hy die wet vervul het. Het hy die angel weggeneem. Toe hy die sondeprys betaal het, het hy die angel weggeneem. Die woord sê hy vir ons sonde geword. Ons skuldbrief met die insettinge teen ons lei aan die kruis vasgenaam. Die skeidsmuur van sonde tussen ons en God, ek haal nou 'n verse aan, het Jesus verwyder. Hy het vir ons sonde die prys betaal. So die angel is weg. So ek en jy hoef nie die dood te vrees nie. Wanneer ons hierdie dal van doodskade weer gaan, kan ons net soos Dawid sê, ek sal geen onheil vrees nie, want hierdie onheil, hierdie dood is nie vir my 'n onheil nie. Dit is vir my 'n deurgang tot die ewigheid, na die tafel wat vir my voorberei is. En ek sal in sy huis bly tot die einde van dag. Die dood moet nie vir jou 'n onheil wees. Dit moet vir jou 'n toegang wees. 'n verlossing wees. Mense wil amper kan sê, jy moet die dood amper as 'n vriend beskou, dat jy deurvat na die teenwoordigheid van God, maar nie 'n onheil nie. As jy vandag hier sit en die dood is vir jou onheil wat jy vrees, jy is bang vir die dood, praat asseblief na die tyd met my, dat ons saam met jou kan bid, dat jy hoef nie die dood te vrees nie. Want Jesus het vir ons oorwinning gebring. 'n kind van die Here, wat Jesus sy herder noem, sy goeie herder noem, kan regtig in vrede sterf. Soos wat ons sê, rus in vrede. Rus in vrede. Daar was 'n man met die naam Simeon, en ek gaan met Simeon afsluit. In Lukas hoofstuk 2. Toe Jesus deur sy ouers gebring was, soos dit die gewoonte was, om besny te word, die naam geregistreer te word, ensovoorts, het die Heilige Gees vir Simeon gesê, gaan na die tempel toe. Deur die Gees gelei, het hy opgestaan na die tempel toe, toe die ouers die kindjie Jesus bring, om vir hom die gebruikelike bepaling van die wet na te kom. Het Simeon hom in die sy arms geneem en God geprys en gesê, Here, laat die dienaar nou in vrede gaan, volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het. Ek wil dit in Engels lees. Simeon took the baby Jesus in his arms and praised God. Lord, I am your servant, and now I can die in peace. I have seen the Savior. I have seen the Savior. Toe hy Jesus in sy arms vat, toe sê, nou kan ek in vrede sterf.
want ek het die verlossing gesien. As ek en jy Jesus in ons lewe het, die goeie herder in ons lewe het, wanneer dit kom by die dal van doodskaduwee, is dit net soos die eerste vers, die Here is my herder, kom niks word nie, hy laat my lê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Ek wil vir jou sê, as jy Jesus jou herder noem, en soos wat Simeon sê, nou kan ek in vrede sterf, die dal van doodskaduwee sal vir jou net soos wees, soos die waters waar daar is. Jy sal in vrede sterf. Jy sal sê, ek kan my gaan, my saak is reg, my lewe is reg. Jesus het jou sonde en prys betaal. Jy is dalk nie perfek en volmaak nie, maar jy is lief vir die Here. En jy dien hom, en jy noem hom jou herder. En ek wil by hierdie geleentheid ook vir elkeen van ons net 'n oomblik gee om stil te word. Sluit jou oë. Nie daar wys en praat 'n bietjie met jouself in jou gedagtes. Het is goed om met jouself te praat. Die woord sê, ek sal vir my siel sê. Sluit jou oë en vra jouself die vraag, hoe staan ek in Jesus Christus? In Korintiërs 1 vers 9 sê, God is getrou, hy het julle geroep om in gemeenskap te wees met sy seun Jesus Christus. Handelinge 17 sê, God het vooraf bepaalde tye en grense daar gestel vir al die nasies. Wanneer hulle sou wees, waar hulle sou wees. Hoekom? Dan sê die volgende vers, sodat hulle die Here sal soek. Jy is gemaak om die Here te dien. Jy is gemaak om 'n verhouding met Jesus Christus te wees. 1 Korintiërs 1 vers 9. Jy is geroep daarvoor. Dis jou doel as mens. Dis hoe God jou nou gemaak het. En die feit dat jy nou lewe in Empangeni in 2026 was 'n vooraf bepaalde tydslang geseën. Met een rede, om die Here te dien. Vervul jy jou skepingsdoel. Praat met jouself. Is ek 'n verhouding met die goeie herder? Noem ek hom my herder? Noem ek die Here Jesus my herder? En soos net gesê, ons Vader, God ons Vader. Hy is nie baas daarbo nie, hy is jou Vader. Hoe staan my verhouding? As jy kom, bid saam met my. Vader, dankie dat U Jesus, U Seun gestuur het, wat dan ook die goeie herder is, soos wat Johannes 10 vers 1 sê. Wat dan ook die herder is van Psalm 23. Wat dan ook saam met ons is in die dal van doodskaduwee, en hy maak dit ook die waters van rus. Want strome van lewende water sal uit ons binneste uitvloei. Die dood is nie 'n doodloop nie, want ons het strome en lewende water in ons binneste. Nou om dit te bekom, weet ons moet hom ons herder maak. En ons moet toelaat dat hy ons lei in die lewe. Dat ons nie ons eie pad volg wat tot verdoemenis lei, maar dat ons die goeie herder sal volg op die goeie weg. Want hy het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe deur my. Ons is gemaak, Here, om in verhouding met Jesus die herder te wees. En hy het ons besem om nou in hierdie tyd in Empangeni te woon en te lewe vir een bepaalde doel. En dit is verhouding met U Seun, Jesus Christus, die goeie herder. My gebed is vir elkeen vanoggend hier, as daar iemand is wat nog angstig is oor die dood, onseker is oor die dood, en die dood voel vir hom soos 'n onheil, omdat hy dalk self besig is met dinge wat onheil is, dan vra ek vergifnis, Here. Ek vra leiding. Ek vra restaurasie, herstel van verhouding met U as ons goeie herder. Vergewe ons sondes. Dankie dat ons kan lees in die woord, dat wanneer ons sondig, het ons vrymoedigheid om na die troon van genade te gaan
om barmhartigheid te vind, om gered te word. Want ons het 'n hoëpriester wat medelee het met ons swakhede, want hy was in alle opsigte soos ons versoek gewees, maar het nie gesondig nie. Ons kan met vrymoedigheid na U toe kom en sê, vergewe ons, vergewe ons, vergewe ons. Want ons het 'n deur tot die troonkamer. Want U het gesê, ek is die deur. Dankie Here Jesus, U is die weg, die deur, die goeie herder, wat vir ons intree as middelaar, wat vir ons die lewe gee, wat vir ons die lewe gee. En ons gee al die eer in Jesus naam. Amen. Amen. Ek glo van harte dat die Here sal die woord in jou hart vasmaak en jou daarin herinner dat jy moet 'n verhouding met hom wees. Dis waarvoor jy gemaak is. Ons gaan na aanleiding van hierdie boodskap ook hê, omdat dit Marius se gunsteling skrifgedeelte in die woord is, gaan ons dan luister na die Here is my herder, maar hy sê nie wat ander weergawe. So luister na hierdie lied, as jy saam kan sing, sing saam, die Here is my herder. Oh,
maak, is daar 'n hele aantal briewe, ons het nie daardie briewe lees nie, want nie het tot die beskikking, en so ek gaan nie deur elkeen van hulle gaan nie, vra rustig deur te gaan later as die tyd het, lees elke briefie, altyd my kosbaar, maar ek gaan wel 2 lees van die familie wat nie hier kon wees nie, en ook nie die briewe kon in die pamflet sit nie, gaan ek dit lees en daarna gaan ek vir Jacques geleentheid gee en vir Bianca om iets te sê en ook enigiemand wat graag iets wil sê. Marius, waar begin mens met die herinneringe op hierdie hartseer pad wat ons nou loop? Jy het tot op die bittere einde hard gewerk en jou alles gegee. Jy het ook nie 'n verjaarsdag gemis nie. Min het ek geweet, die jaar was die laaste oproep dat jou stem is stil. Rus in vrede, Marius, tot ons weer ontmoet, Chris en Rina. En dan van sy ouer broer, Dion, ons jubel vandag, want ons sien jou af in die arms van jou geliefdes, wat by die hemelpoort vir jou wag. Johan het altyd gepraat van mense se pad wat hemel toe geteer is. En Marius was voorwaarlik een van daai siele. Daar is weinig mense wat so minlik was soos Marius. Hy het alles gegee en min terug verwag. Aardse besittings het hy min gehad, maar die juwele in sy kroon was sy gesin en natuurlik sy kleinkinders, wat hy oneindig lief gehad het. Julle het alles vir hom beteken en hy gaan julle baie mis. Net soos hy 'n leemte in ons harte gaan los, tot weersiens ou broer, tot weersiens ou broer, sê die groete Dion. Pragtige woorde. Jacques, ek jou gegroete. Dankie pastoor en dankie lede van die kerk wat ons help om vandag hier te wees. Ek wil net begin deur te sê, soos pastoor het gesê, my pa was baie innerlik geweest. Hy het alles gegee wat hy gehad het vir sy familie, vir sy kinders, vir sy werkgewers. As hy dit gedoen het, het hy dit 100% gedoen. As hy dit nie gedoen het, het hy dit nie gedoen. Maar as hy dit gedoen het, het hy alles ingesit en hy sal sy laaste pasent gee. Hy sal sy gier op sy rug gegee het vir sy familie as hy kon en hy het elke dag sy hele lewe lang vir ons gewerk. Hy het ons deur skool gesit, hy was daar op ons gewees, hy het sy kleinkinders deur skool gesit, hy is daar met sy kleinkinders. Daar is nie 'n man op hierdie aarde wat so baie opoffer vir sy familie soos my pa het. En ek is trots om te sê hy was my pa gewees. En ek is seker almal hierso wat hom ken, sal met my saamstem. Hy was een van die min mans daar buite wat alles gegee het wat hy het vir sy familie. Hy gaan 'n leemte los in ons lewe, kleinkinders se lewe wat geen mens hier sal kan vul. En al wat ek kan hoop, dat ek eendag daar kan wees vir my kinders, soos my pa daar was vir sy. Ek wil net baie dankie sê aan die kerk, pastoor Andrei, familie wat afgekom het van ver af, vriende, familie, die was vandag om ons te ondersteun. Dit beteken ongelooflik baie vir ons, vir my ma, vir my suster. En dan ook net vir familie wat nie kon wees nie, dankie vir julle ondersteuning deur die hele tyd, dankie vir Chris en Rina, vir Dion, als julle gedoen het die moeilike tyd om my ma te ondersteun ook. Ek sê vir julle baie dankie daarvoor. En Anton, wat afgekom het spesiaal, baie dankie, ons weer is ver gewees, maar dit beteken baie dat jy is vandag vir ons. Dit is min familie, maar ons dankbaar Jesus. Mag my pa rustig wees nou waar hy is, soos hy gesê het, baie jare terug vir my. Psalm 23 is die enigste gebed wat vir my beteken in die Bybel. En ek het nooit verstaan wat ek het gevra nie, was dit klein gewees. Maar nou verstaan ek, hy het gewerk sy hele lewe lang om die dag te kan rus, die waters waar daar is. En nou is hy daar vandag. Hy was nie bang vir die dood. Hy het geweet, hy gaan eendag langs sy broers, sy pa, sy ma in die hemel sit. En hy gaan rustig wees. Nou kan hy rus, sy gereedskap is neergesit. Hy sou rustig wees. Baie dankie. Goeiemôre almal, baie dankie vir die wat hier is en die wat tyd gemaak het.
Ek het baie gesukkel om woorde te kry om vir my pa baie te sê. Ek moet weet wat om te sê nie. En dit het my tyd gevat om woorde te kry. Maar op die einde van die dag het ek was daar vir my pa. Ek weet, dinge was nie maklik nie, maar ek het vir hom 'n brief geskryf, basies. 'n brief geskryf vandag. So, ek staan vandag hier met 'n hart wat nie regtig weet, regtig woorde het nie. Want hoe sê mens tot siens vir jou pa, my pa, ons pa? Was nie 'n man van groot stories of baie woorde nie, maar hy was ons. As ons aan hom dink en sy bitter koffie, so sterk soos hy was. Hy het die see, die vaart, die visvangtrips vir uitstappies vir my, maar besef dit was min het ek besef, is 'n manier wat hy uitstappies was tyd saam met ons, 'n wegbreek weg van alles af. En Romeis, daar die eenvoudige Romeis, saam met die gesin, het vir my die mooiste herinnering geword. Hy het elke dag hard gewerk, nie net vir homself nie, maar vir ons, vir mamma, vir my, vir sy kleinkinders, wat sy hele lewe was. Ons was sy trots, al net hy het nie altyd met woorde gesê nie. Hy het dit gewys, deur op te staan elke oggend en alles te gee. Ek en papa het nie altyd die maklikste verhouding gehad nie. Ons het soms koppe gestamp en gesukkel om mekaar te verstaan. Maar toe hy siek geword het, het iets tussen ons verander. Maar iets het warm geword tussen ons. Ons het nader aan mekaar gegroei. Ons het begin praat, regtig praat. Ek het 'n nuwe kant van my pa leer ken. En daardie tye saam met hom was vir my 'n geskenk. Die ure en ure by die hospitaal. Die gemoun, ek wil huis toe. Dit sal altyd iets wees wat ek naby aan my hart sal hou. Dit maak die dag nog seerder, maar net toe ons mekaar regtig gevind het, moes ek hom weer verloor. Hy is by die huis weg, by sy familie, presies soos dit hy van het. Ek hou daarom vas dat hy nie alles was nie, alleen was nie, dat hy geweet het, hy was lief. Maar dit het so vinnig gebeur. Ek was nie reg om vir papa dit iets te sê. Elke dag voel ek nog iets kort. Ek stem in die huis, sit hier voor te huis, met 'n koppie koffie. Die huis voel so leeg sonder papa. Dankie, ek jou kind moet wees. Dankie vir alles wat papa opgeoffer het. Dankie vir die seedrups, die Romeis. Vir die harde werk, vir die liefde wat jy op die manier gewys het. Ek sal altyd daar wees. Ek sal vir jou sê, ek is lief vir jou papa, vir 'n laaste keer, maar ek glo papa weet dit. Wees nou sag, ons sal jou altyd lief hê. Enige iemand wel bereik of woordjie van versterking. moeilijk. Ek het hom altyd betoos genoem.
Hy is my broer gewees. Was ooit my swak. Is seker die beste mens wat ek in my lewe gesien het. Ek doen dit. Hy het nooit nee gesê vir al. As ek hom gevra het nie. My kinders nooit nie. Hy het altyd my kinders gehelp. Hy was een genuine mens op hierdie aarde gewees. En mense wat hom nie so goed geken het, soos wat ons vertel het nie, besef nie wat die aarde verloor en die dag toe hy dood is nie. Hy was nie 'n mens wat in die kerk gesit het nie. Maar hy het die Here lief gehad op sy manier. Ek wil ook net sê, Thys, baie dankie vir al jou hulp oor al die jare. Hy het jou gerespekteer. En ek en hy eendag in die garage gesit en sy boeremusiek geluister en bier gedrink soos wat ons altyd doen. Toe het hy vir my gesê, as het nie vir jou was, nie het hy nie geweet waar hy was nie. En daai woorde sit in my kop vas, so ek wil net vir jou sê baie dankie vir alles wat jy gedoen het oor die jare voor. Regtig waar, ek waardeer het regtig. En my suster, Jacques, kyk op ons, die kleinkinders, baie lief vir julle, en ek weet, ons allemaal gaan mis, maar soos die pastoor gesê, dit is allemaal gaan wat stap, so, hy het ons gebied, het ons geweet, so, ons is al van mekaar, duidelijk. Ons kers is hier voor en familie wil graag hier dat elke keer een kers in ontsteek en net een herinnering aan Marius dat ons nog gaan mis, maar dat sy herinneringen in ons harte gaan bly brand. Ek nooi nie uit tot voor en toe en steek die kers aan. Dit is meer as waar. As
Vader, ons is daarvan absoluut oortuig dat ons binnekort weer gaan ontmoet. Want sien ons wat in die wêreld nou aangaan, sal ons blind wees as ons dit nie raak sien nie. Maar ons sien wel raak. Die tyd, die hierglas is besig om uit te doen. En die koms is binnekort. Laat ons harte reg wees met U. Laat ons harte reg wees met U. Ons harte wat nou seer is, Vader, ons sien daar seer, ons sien seering. En die kleinkinders, die kinders, die Helene se hart, ook vriende en familie. Dankie dat ek kan weet dat die trooster, die Heilige Gees is hier. En vervul wat hy genoem word, trooster. In Jesus naam. Amen. Ons gaan die deel maak met so van 'n paar herinneringe van Maria se lewe met 'n kort videoetjie as hulle gereed is.
weer so 'n video. Kom ons staan saam. En ek gaan hierdie diens afsluit met gebed. Ons sal so 'n oomblik van stilte hê. Gaan ons saam staan. Vader, baie dankie dat ek hierdie vriende en familie kan stuur in die vrede. Die woord sê dat die vrede is 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan en bewaar ons harte en ons siel. En hulle laat die vrede nou nodig. En daai vrede nou nodig. Om hierdie seer en hierdie hartseer kalte en rustig te maak. En ek vra daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Bonatuurlike, nie menslike vrede, my woorde nie. Nie wat ons vir hulle kan sê nie, maar wat U vir hulle kan doen. Daardie vrede, gee dit in hulle harte. By elkeen van ons in Jesus naam. Amen. Namens die familie, wil ek vir baie dankie sê dat ek die tyd het gekoop het om hier te wees. Ons wil jy uitnooi daar agter by die koffiehoek. Is daar baie verversings, so moenie hy soek en anders te gaan nou baie oorbly. So asseblief vir ons koffie, tee en 'n heerlike verversing staan agter by die koffie. Mag die vrede van die Here met u wees. Groet u in Jesus van my naam. Tot ziens.